Goeiemôre, baie welkom by volgende. Maar voor ek iets verder sê, oom Jannie is reg vir die kinders. En oom Jannie en tannie Jannie. Die Jannie, ja, ek wil nie julle van uitspreek, ja, maar ek wil nie julle van uitspreek nie, want ek doen dit nie reg nie. So ja, kinders, dan gaan die helfte van die gemeente. Hulle het planne met julle vanoggend. Die kinders van Israel. Ons gaan hoor van die kinders van Israel vanoggend. Maar vriende, baie welkom by ons vanoggend. As jy 'n besoeker is, hierdie is nog net die begin. So ja, sterkte vir vanoggend. Dis hoekom ons hier is, om stil te word voor die Here. Jy het al die moeite gedoen, het jou moois aangetrek, en nou is jy hier. En ek wil hê, en ek hoop saam met jou, die Here ontmoet jou op die plek waar jy is. Nou ja, ons tema vanoggend is geen pretensie, geen beheer. En as jy weet, François van Cooke en Karen Zoid het 'n sekulêre lied uitgebring, en in 'n gedeelte van die lied sing hulle, geen pretensie, geen beheer. Ek gaan hom nie vir jou speel nie, dis nie wat ons vanoggend nodig het nie, maar wat my aangeraak het is oor daai gedeelte wat hulle sing, en wat beteken dit? Wat beteken geen pretensie en geen beheer? So kom ons gaan kyk eerder na die woord pretensie. Wat op aarde is dit? Pretensie is om nie voor te gee nie. Dit is maar eintlik 'n anglisisme van to pretend. Ek hoop ek gebruik die regte woord. Is dit reg, juffrou? Ja, ek sien goed met die tale nie. Maar daarso is niks wat jy voorgee nie. Jy's pleinweg eerlik. Maar as jy pretensie voorhou, dan is jy oneerlik. So wanneer jy geen pretensie het, hou jy niks voor verkeerd nie. Dit kom uit jou hart uit. Wie en wat jy is, dis jy. Die tweede woord vanoggend is beheer. Dis 'n maklike ene wat ek en jy ken, want dis die vermoë om iets te beheer, of om iets te reguleer, of te bestuur. En as jy beheer van iets het, dan kan jy dit maak werk. Maar as jy geen beheer het nie, dan gaan dit net soos dit wil. En in my en jou lewe gaan dit baie keer net soos dit wil. Maar dis die situasie waarin ons sit. En ons gaan vanoggend na hierdie twee woorde kyk, geen pretensie en geen beheer nie. En ek wil 'n Bybelstorie met jou deel, en ek wil hê jy moet saam met my oopmaak in die boek Joshua. Dis nou in die begin van die Bybel, dis nou by die Ou Testament, as jy nie het nie. En as jy nie 'n Bybel het nie, hier voor op die verhoog is Bybels, ek sal vir jou ene bring. Jy kan die Bybel oopmaak op enige manier, elektronies, maak nie saak nie. Ons gaan kyk na Joshua, en ons gaan kyk na Joshua 2. Ek gaan vir jou die storie vertel, maar jy kan die Bybel oopmaak, en dan kan jy volg, en seker maak, ek mis nie iets nie. So ek sal dit dankbaar wees. Ons gaan nou lees uit die skrif uit, maar jy kan my gerus volg. Joshua hoofstuk 2. Ons gaan eintlik by die begin, maar ons gaan hierdie storie met mekaar deel. Ek hou van stories. So ons begin met 'n bietjie agtergrond. Ons kom op hierdie plek, in hierdie gedeelte van Joshua 1 en 2, die Israeliete is by die beloofde land. Ek het agtergekom nou toe ek preek voorberei het, ek dink dit was nou die Sondag, ek onthou nie al my eie boodskappe nie, waar ons eintlik op dieselfde plek opgehou het. Nou besef ek gister en eergister, maar hier gaan ons aan. Maar hulle is op dieselfde plek waar hulle 40 jaar terug was. Hulle is op pad. Ons op pad om die beloofde land in te gaan. Moses is oorlede, iemand moet oorvat, Joshua is sy opvolger. En 40 jaar terug het hulle 12 verkenners gehad, wat na die land gaan kyk het, en net 2 van hulle het teruggekom, 12 het teruggekom, maar net 2 van hulle het gesê, ons kan die land inneem. Een van hulle was Joshua. En toe gaan 40 jaar verby, en nou is Joshua aan die bestuur van sake, en hierdie keer stuur hy 2 mense, om nou te gaan kyk. Dis 'n goeie plan. Miskien gaan jy sê, vertrou jy nie op die Here nie, maar ek dink 'n goeie leier gaan net so 'n bietjie kyk, wat 'n moeilikheid wag daar vir hom. Maar hierdie keer moet hulle seker maak, die volk is nie bang nie. Ek het 'n vraag vir jou vanoggend. Waarvoor is jy bang? Dink bietjie. Wat maak jou bang? Wat op die aarde maak dat jy vreesbevange is? Wat hou jou terug van God se belofte?
Die Israeliete het hierdie belofte van die beloofde land gehad, en 40 jaar terug toe is hulle bang, hulle sien nie kans om in te gaan nie. Wat keer jou vir God se belofte, dat ek en jy uiteindelik op 'n plek kom terug woestyn toe? Want eintlik ken jy net die woestyn, die plek wat nie lekker is nie. Maar as al wat jy ken, daar's 'n belofte vir iets in jou lewe, daar's 'n land Kanaan wat vir jou wag, en jy staan voor hom, en jy sal weet op jou plek waar jy nou is, of dit 'n werk is, nuwe besluite, geestelik, emosioneel, wat ook al, God het iets vir jou, hy het altyd iets vir jou. En jy staan voor dit. Hy het dit voorberei vir jou, altyd. Altyd, altyd. So wat is daai nuwe seisoen, of daai nuwe Kanaan in jou lewe, wat vir jou staan en wag? Want ek en jy is partykeer so bang, ons bly liewer in die woestyn, die Afrikaanse Bybel praat van die woestyn, die Engelse Bybel praat van die wilderness, maar dis nie 'n lekker plek nie. Ek wil jou vra, hoe lyk iemand wat in 'n woestyn loop? Dit gaan met 'n gesukkel, 'n groot gesukkel. Dit vat baie energie van my en jou. En dis my vraag vanoggend, wat maak dat jy uiteindelik nie, en as jy mooi gaan lees, gaan jy sien, hulle moes oor die Jordaanrivier gaan om binne in die beloofde land in te gaan. En ek en jy het baie keer nodig om verder te beweeg. Ek wil jou los met daai gedagte. Ek wil terugkom by ons storie van ons verkenners wat op pad is om na die land te gaan kyk. En jy kan my volg in hierdie hoofstuk 2. En hulle gaan oornag toe by 'n plek. Is baie interessant. Hulle gaan oornag by Rahab die prostituut. Dit klink nie baie goed nie. Het ek jou aandag, né? Waarom sal hulle nou op so 'n plek oorbly? Wel, dis gewoonlik in steegies en agterste plekke, 'n plek waar jy kan wegkruip en die wêreld jou nie kan sien nie. So, hulle het te hore gekom en hulle gaan bly daar. En toe kom die koning te hore, maar hier's 2 verspieders, in die ou Afrikaans jy kry, of in die nuwe Bybel praat van verkenners, wat kom kyk het wat gaan aan. Die koning stuur 'n boodskapper na Rahab toe en hy sê vir haar, stuur hy manne vir my, lewer hulle uit aan my, want hulle hoort nie hierso nie. En dan gaan ons verder. En sy het hulle weggesteek. En toe hulle by haar uitkom en hulle het met haar hierdie gesprek, sê jy lees dat daar staan, en toe sê sy vir hulle, ja, hulle was hier by my. Sy is baie slim. Hulle was hier by my, maar ongelukkig het hulle aanbeweeg, en hulle gaan deur die stadspoort, want die son gaan sak, en dan gaan die poort toegemaak word. Hulle moes uitgaan. Hulle hoort nie in die stad nie. Hoe pas hierdie prentjie, en ek wil vir julle die prentjie gee, want ons gaan in Josua 6 verder kyk, is, die stad Jerigo, soos meeste stede, selfs Jerusalem, het 'n muur omgehad, en daar was poorte. 'n hek, meer 'n moderne woord, wat oopgemaak is deur die dag, en almal kon in en uitgaan. In hierdie situasie is die son sak, word dit toegemaak, sodat niemand jou kan aanval nie, en jy is relatief veilig. So wat hierdie vrou vir hulle sê is, weet jy, hierdie 2 manne is nie by my nie, hulle is uit by die poort, want die son gaan sak, so gaan soek hulle buite. En dan gaan hulle. En intussen het sy hierdie 2 manne weggesteek, en ek wil baie graag hoor wat sê die ander Bybels, want sy het hulle op die dak laat klim, en sy het hulle onder vlasstingels weggesteek. Is daar enige ander woord wat daar gebruik word in die ander vertalings, vir 'n vlasstingel? Vlasstopsel kry ek daar, wat het ons in die Engelse Bybel? Sorry? Ja, ek het net dan direk deurgegaan, jy het nie gevolg vers vir vers nie, ek verstaan dit. Maar hulle is weggesteek, ek dink as Bybels wat praat van strooi, dis dalk 'n makliker woord vir ons. Maar hulle is toe weggesteek op die dak. En die ander ouens gaan uit, en hulle het natuurlik na die manne gaan soek. En dit beteken die manne is vasgekeer, hulle situasie is nie baie goed nie. As hierdie ouens begin verder soek, gaan hulle kry daar binne. En net voor slapenstyd, as jy gaan lees, dan staan daar, en toe het Rahab opgeklim op die dak, en met hierdie 2 manne 'n gesprek gevoer. En kom ons kyk, wat staan in hierdie gesprek, Joshua 2 vanaf vers 8. Voordat die verkenners gaan lê het om te slaap, het sy op die dak geklim na hulle toe. Sy het vir die manne gesê, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het, en dat vrees vir julle oorval het. Ja, dit is al die inwoners van land sidder oor julle. Want ons het gehoor hoe die Here deur die water van die Rietsee voor julle laat opdroog. Ek wil net stop vir 'n oomblik daar. Jy sal sien,
Die woord Rooi See is ook daar gebruik, is dieselfde see. Laat opdreig het met hulle uittog uit Egipte. En wat julle gedoen het aan die 2 konings van die Amorite, oor kan die Jordaan, aan Sion en Og, wat deur julle met die banvloek getref is. Ons het dit gehoor en ons harte het ineengekrimp, sodat niemand meer moed het teen julle nie. Die Here, julle God, hy is immers God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Daarom sweer nou asseblief vir my by die Here, dat ook julle guns sal betoon aan my familie, omdat ek guns aan julle betoon het. Gee my 'n betroubare teken, dat julle my vader en moeder, my broer en susters en al wat by hulle hoort, sal laat leef, dat julle ons red van die dood. En nou leer ons iets van Rahab. Dis tyd om te gaan lê en die mense gaan slaap en sy besluit voor die mense gaan in die nag kom, gaan ek 'n gesprek met hierdie 2 ouens hê en ek gaan vir hulle sê wat vir my belangrik is. Maar daar's iets mooi wat sy sê. Sy sê, sy het gehoor wat hulle God gedoen het. Sy het gehoor van die Rooi See episode. Daar was nie sosiale media nie. Nou praat ons 40 jaar in die verlede, op en af, kom ons sê 40, 41, nie presies seker op daai datum nie, maar dis hoe lank terug hulle feitelik deur die Rooi See is. Toe is hulle vir 40 jaar op en af en heen en weer in hierdie woestyn, met 'n vuurkolom en 'n wolkkolom. En baie mense kom nog en sê, maar daarso is 'n verskoning vir mense wat nie van die enige ware God weet nie. Die wêreld was klein op daai stadium, en hierdie is my redenasie, en dis waarmee ek met mense werk baie keer. Want almal wat in die wêreld was, wat bestaan het, is hierdie storie oor vertel. Selfs hierdie vrou, wat 'n heiden is, weet van hierdie mense en hulle God, wat deur die Rooi See is, almal weet daarvan. Met ander woorde, daar's nie 'n verskoning nie, as dit so ver gaan. Ek wil kyk na vers 11. Vers 11 sê, die Here, julle God, ons gaan nou 'n bietjie tegnies raak, jy moet nou vasbyt saam met my, ons gaan 'n bietjie kyk hierso na die Hebreëus. Hoor wat sê hier die heidense, nie Israeliet nie. In die oorspronklike taal, die woorde, die Here, julle God sê, Elohim, hi Elohekem, Yahweh. Wat op aarde beteken dit? Dit was al woorde in die oorspronklike taal. En as jy gaan kyk na daai woorde is, Genesis 1 vers 1, die God wat geskep het, sy naam is Elohim. Elo, eenvoud, vir 'n God, Elohim, meervoud, want dit was God drie-enig wat geskep het. Dis mooi. Hierdie vrou praat van hierdie God as Elohim. Sy gaan verder in Genesis 2 vers 7, dis nou in die heel eerste boek, praat sy van hierdie God as Yahweh Elohekim. Aan die ander woorde, Yahweh is die God van die Israeliete, die woord word gebruik vir die Jode in die nuwer tyd. Maar in daai tyd was dit die Israeliete. Sy het geweet wie hierdie God is. Sy het hom op sy naam genoem. Ek weet jou in my Afrikaanse Bybel praat van die Here jou God, daar's niks fout daarmee nie. Maar sy noem hom op sy naam, sy ken hom. Sy het van hom gehoor. Nou wil ek jou vat na Daniël 2 toe, vers 47, bly jy vir my by Joshua. Kom ek vertel jou van koning Nebukadneser, jy moet vashou hierso, ek is besig hier om met jou rigting in te gaan. Koning Nebukadneser ontmoet vir Daniël, en 'n klomp goeters gebeur tussen die twee. En in Daniël 2 vers 47 sê koning Nebukadneser, so waar julle God, hy is die God van die gode, kleinletter, en die Here van die konings en een wat geheime openbaar. In die oorspronklike taal gebruik Nebukadneser Elohim, en nie Yahweh ook nie. Nebukadneser weet van Daniël se God, maar hy noem hom nie op die naam nie, want hy aanvaar hom nie as sy eie God nie. Jy kan maar Daniël 2, 3 en 4 gaan lees. Hy herken hom nie as God nie. Maar Rahab het gehoor van hierdie God, en sy herken hom in die taal wat sy gebruik. Sy het geweet wie en wat hy is, en sy het geweet haar gesin is in gevaar. Maar nou moet jy een ding onthou, ek wil teruggaan na die storie toe van Rahab. Sy het geweet, hierdie God, as hy iets doen, doen hy dit reg. Hierdie spesifieke Rahab het besef, maar hier is moeilikheid.
Maar die ergste ding wat sy gedoen het, is om hierdie 2 manne weg te steek. Want as hulle vir hulle gekry het, beloof ek jou, en dit staan nie in die skrif nie, maar daai tyd was koningswreed. Hulle roei sommer 'n familie uit, maar hulle is nie baie geplan nie. Dis die kans wat sy gevat het, maar sy steek hulle weg. Maar sy het een vereiste gehad. Dis reg, ek gaan julle help, maar red my. Ek soek lewe. Ek soek lewe by hierdie God. Goed, kom ons gaan verder met ons storie. Ons storie gaan toe verder en die manne het die belofte gemaak en sy het 'n tou deur die venster af laat sak en die manne toe laat uitgaan en sy het vir hulle 'n bietjie raad gegee en vir hulle gesê, kruip weg vir 3 dae, laat dinge net gaan lê want die manne buite in die stad soek na julle en dan kan julle terugbeweeg waar julle vandaan kom. En dis wat sy toe vir hulle gesê het. En toe het hulle vir haar gesê, vat 'n rooi tou en hang hom aan die buitekant van die venster af. Nou die rede waarom sy dit gesê het is, haar huis was gebou op die muur van Jerigo. Om jou 'n idee te gee, die muur was so tussen 9 en 10 meter hoog. Om jou 'n idee te gee, ons het gemeet, die bopunt van hierdie plafon, ons het laat iemand dit vir ons met 'n laser meet, vanaf hier waar ek staan, dis 12,5 meter. Soos jy nou moet opkyk, dan kan jy nou duidelik sien in die kerk se dak, dis hoe hoog sy van die grond afgebly het. En daardie muurtjie wat hulle gehad het, was 3 na 4 meter breed. So was dit nie 'n breë huis nie, maar hulle het huise gebou bo op hierdie muur, en dis waar sy gebly het. Dit is haar plek waar sy was, en toe het sy 'n rooi tou aan die buitekant laat hang, want die verspieders gaan weet wie en wat sy is. Goed, nou wil ek hier moet saam met my blaai na Joshua 6 toe. Nou jy nou vas in Joshua 6, ek gaan weer met my storie aan in Joshua 5, maar hou net vir my vas daar verder in Joshua 6, en net sien watter vers is dit, vers 20, ons gaan nou dit lees. Ons is nog steeds besig met Joshua. Nou goed, 'n klomp dinge gebeur vanaf Joshua 2, Joshua 3, 4, jy kan dit maar gerus gaan lees, maar ek wil by ons storie hou van Rahab. En in Joshua 5 gaan ons storie voort, want 'n engel van die Here het voor Joshua gaan staan met sy swaard. Dan staan daar baie duidelik, hy is die bevelvoerder van God se leer, en hy het vir Joshua gesê, nou is dit tyd om Jerigo in te neem. En die opdrag was, jy kan na die fynere inligting gaan kyk, julle moet vir 6 dae om die stad Jerigo loop. Met die verbondsark en 'n hele gevolg, interessant. En die 7de dag moet julle 7 keer om hierdie stad loop. En dan wanneer die tyd reg is, moet julle die oorlogskreet skree. Kom ons lees Joshua 6 vers 20. Wat het toe gebeur? Die manskappe het die oorlogskreet aangehef en die priesters het op die ramshorings geblaas. Ja, net toe die manskappe die geluid van die ramshoring hoor, het hulle harde oorlogskreet aangehef. Die stadsmuur het ineengestort en die manne het elkeen reg voor hom uit bo oor geklim. Kom stop net vir 'n oomblik daar. Ek bietjie uit my storie uit. Dink jouself en jy bly nou in Jerigo. Vir 7 dae loop hierdie mense hier om, hulle sê nie 'n woord nie. Al hierdie troepe, hoeveel hulle ook al was, al in die ronde. 7 dae lank, hulle sê nie 'n woord nie. En die 7de dag doen hulle dit 7 keer. Ek dink daar moes soveel vrees in Jerigo gewees het as wat jy kan kry. Wat maak hierdie mense? En hulle is natuurlik in die binnekant, dis nie oop nie. Kom ons gaan verder. Die stadsmuur het ineengestort en die manskappe het elkeen reg voor hulle bo oor geklim die stad in. Hulle het die stad ingeneem en alles wat in die stad was deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Van man tot vrou, kind tot ou mens, ja selfs die beeste, skape en donkies. Dit was die banvloek. Alles moet dood. Alles. Hoenders, honde, mense, kinders. Dit moet gelyk gemaak word met die grond. Want die banvloek was, dit is 'n offer aan God. Dit was wreed. Vir die 2 manne van die land verken het Joshua gesê, gaan na die huis van die prostituut, bring die vrou en al haar mense uit, sodat julle haar met 'n eed beloof. Die jong manne wat die verkenners was, het toe gegaan en Rahab, haar vader en moeder, haar broers en almal wat by haar hoort, na buite gebring. Haar hele familie geroep en hulle het na buite gebring en hulle het buite die kamp van Israel laat bly. Die stad en alles wat daarin was, het hulle afgebrand. Net die silwer en die goud en voorwerpe van brons en yster het hulle oorhandig vir die skatkamer van die huis van die Here,
vers 25. Maar vir Rahab die prostituut en haar familie, almal wat by haar hoort, het Joshua laat leef. Sy het in Israel bly woon tot vandag toe, omdat sy die boodskappers wat Joshua gestuur het om Jerigo te verken, versteek het. Rahab het geen pretensie gehad nie. Rahab het gedoen wat reg was. Geen voorkeure nie, niks nie. Sy het gedoen met hierdie God wat sy al op die naam ken, wat reg is. Sy het uit haar hart uit die hele tyd gewerk. Sy het geweet van hierdie God. En een ding is baie waar, geen pretensie en geen beheer. Sy het geen beheer gehad hoe dit gaan eindig nie. Niks. Sy het in haar huisie gesit. Mure het geval om hulle. Dit moes vreeslik gewees het. Sulke mure wat inval. Vreesbevange binne in haar huis. Dink jouself in. Sy het geen beheer gehad nie. Sy het geen pretensie gehad nie. Want sy het geweet, hierdie God sal haar beskerm. Hoeveel keer was jy nie al op dieselfde plek nie? Op 'n plek van geen beheer in jou lewe nie. Niks werk uit nie. Absoluut niks nie. Jy leef uit jou hart, jy doen al die regte goeders, het geen pretensies nie, geen beheer nie. Ons laaste lied was I Surrender. En dan raak ek en jy verboureerd. En dan begin ons goeders probeer by mekaar maak. Mense sê dit baie keer vir my, ek bid tot God vir iets, en as ek klaar is en ek sê amen, dan staan ek op en dan sê ek, Here is myne, ek sal homself uitsorteer. Maar ek en jy moet baie keer terugstaan. Ek is met jou eerlik, is dit nie lekker om nie in beheer te wees nie? Ek dink so. Om op 'n plek te kom met iets waar jy nie in beheer is nie. Kom ons, ek gee my tyd asseblief. Kom ons blaai na Handelinge 2 toe. Ek het die teksvers al gesê, ek wil vanoggend weer sê. Kom ons blaai na Handelinge 2 toe, en dan deel ek met jou iets. Daar's nog baie tyd. Ek wil met jou iets deel in Handelinge 2. Ons gaan nou terugkom by dit. Hou net vas. Handelinge 2, Nuwe Testament. As jy maar weet hoe die kerk gebou is en dinge gebeur het, Handelinge, die boek Handelinge is die Heilige Gees boek en daar gebeur wonderlike goed. Maar gaan vir my na Handelinge 2 toe. Ek gaan vir jou lees, jy kan saam met my lees wat hier presies staan. Hou net vas, ons gaan hom saam. Handelinge 2 vers 42, hy is nie op die bord nie, hy was nie beplan nie. Hierdie stukkie in die preek is verniet, jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Dis joune. Handelinge 42. Nou jy kry baie mense wat sê nee, ons hou nie van kerk nie. En ek sal dit in die kamera sê. Ons gaan by ons huis by mekaar kom. Ons is nie 'n kerk nie. Nou goed, kom ons lees 'n bietjie wat staan hierso. Handelinge 2 vers 42. Dis net nadat 3000 mense tot bekering gekom het. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breed van brood en gebed. Weet jy wat? As daar lering is wanneer jy by mekaar kom, iemand leer iets, iemand werk uit die woord uit. Daarso die Engelse Bybel sê fellowship, die ander Bybel sê gemeenskap van die gelowiges, die breek van brood, sakramente en bid. Weet jy wat? Jy's 'n kerk. Jy's 'n kerk. Of jy 12 is of 72 of 200, jy's 'n kerk. Maar kyk bietjie wat het verder gebeur met daai kerk. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En nou dan gaan hulle verder oor wat daar gebeur. Ek wil jy moet vir my spring na vers 47 oor tyd. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Wat staan in die 33 vertaling in plaas van die woord verlostes? Of ander vertalings, help my asseblief. So, hulle het mense by die gemeente bygevoeg. Wat was die ander woordjie wat daar staan? Hierdie Bybel sê verlostes. Help my. Sê weer? Fellowship. Ek praat nou van vers 47. Die mense wat gered is in die Engelse Bybel, those who were saved. Die wat gered is. Ons het groot planne gehad in Januarie met hierdie gemeente. Ons het 'n spesiale kursus met die jongvolwassenes gedoen, die aanbiddingsspan en die gemeenteraad.
En ek het dit al beplan van November af en dit was 'n lieflike ervaring en ons het 2 Sondae gewerk vir oor die 2,5 ure. Hoe gaan ons strategies beplan wat gaan hierdie gemeente doen? Weet jy wat? Dit was een van my grootste flops in my hele lewe. Dit het nie gewerk nie. Maar die gevolg is hier by Februarie, Maart maand, is ek moedeloos en die jaar begin en ek wil hê die gemeente moet groei, dis my hart. Dis nie 'n lekker plek nie. En ek lees hierdie skrif en wat sê hierdie skrif? En God het mense bygebring. Jy wat nie in die gemeente is, of al is jy 'n jaar of 2 of 3, selfs ek 5, 6 jaar terug. Die Here het jou hiernatoe gebring. En as dit tyd is, sal jou na 'n ander gemeente toe skuif, was nie 'n probleem daarmee nie. En die Here het jou op 'n plek gevat waar jy dalk op 'n slegte plek was en het jou hiernatoe gebring. Besef jy hoe belangrik jy vir God is? Amen, dankie. God het jou hiernatoe gebring, of na 'n ander gemeente, maak nie saak, die koninkryk is baie groter as een kerk, maar hy los jou nie uit nie. Toe raak ek rustig. Toe besef ek, die Here gaan hierdie gemeente bou. Laurens, doen net jou werk. Maar dis hoe kosbaar jy is. Dis God wat gesê het, kom hier nou toe. Dis God wat vir jou gesê het, kom luister na die woord. Besef net hoe bevoorreg jy is. En die van julle wat al vir 60 jaar hierso is, die Here het 60 jaar terug besluit, jy sal die pannekoeke bak om die gebou te betaal. Dis ook reg. Hy wil jou gehaat het hierso. Ja. Maar God wil jou hier hê, dis wat hy sê. Ek is jammer, ek's van die punt af. As ons moet, sal ons dit uit die video ook uitsny. Maar kom ons kom terug by Rahab. Ek het net opgewonde hieroor geraak. Maar dis wie en wat jy is. Jy's kosbaar vir God. Nou kom ons kom terug by Rahab. Maar dis die volgende vraag wat ek wil vra. Jy's nie in beheer nie. Nou wil ek 'n vraag vra is, waarom is Rahab in die Bybel opgeteken? Ek wil as jy nou mooi na hierdie storie kyk, die verspieders het ingegaan, hulle het na die land gekyk, hulle het ergens oornag, hulle het teruggekom, hulle is op pad beloofde land toe. Dit is dieselfde storie. Nou word die tyd en teks gespandeer aan hierdie vrou met die naam van Rahab. Wat maak haar so belangrik? As jy die boek Rut gaan lees, en jy gaan lees Matteus 1, die geslagsregister van die Here Jesus, dan gaan jy die volgende sien. Rahab is Dawid se ouma grootjie. Jy kan maar gerus daar gaan lees. Rahab het deel geword van die Israeliete as jy na ons teks kyk. En sy het 'n seun gehad en hierdie seun se naam was Boas. En Boas en Rut het getrou en hulle het 'n seun gehad en hy was Obed. En Obed het 'n seun gehad en sy naam was Isaai en Isaai het 'n seun gehad, Dawid. Die nageslag van Jesus het 'n draai gemaak, net soos God wil, deur hierdie vrou wat hom erken het op sy naam. Ongelooflik. Ek bedoel, ek was so opgewonde toe ek dit alles natuurlik deurstap. En as jy in die Nuwe Testament gaan kyk in Hebreërs 11 vers 31, dan staan daar, deur geloof het Rahab die prostituut nie saam met ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Rahab se geloof kan jy soos volg identifiseer. Sy het geen pretensie gehad nie en sy het geen beheer gehad nie. Sy het net oorgegee aan God. Haar hart was suiwer. Haar aanbidding was suiwer. Sy het net oorgegee en gesê, Here, hier is ek. Ek wil afsluit. Baie dinge gebeur met ons. Vreemde dinge gebeur met ons. Ek het net hier beland. Ons is baie keer op vreemde plekke. Miskien sit jy op hierdie stadium op 'n muur wat besig is om jou af te breek deur krete wat gebeur en jy verstaan nie. Miskien is jy geestelik op 'n muur wat uitmekaar uitval. En al wat jy het is dalk 'n rooi tou om vir die Here te sê, help my net. Ek het U so nodig. Maar jy moet 'n keuse maak. Die keuse is soos volg. Gaan ek die veilige besluit neem, soos die Israeliete die eerste keer gedoen het, en binne in die woestyn bly? Of gaan ek en jy die besluit neem, om geen pretensie te hê nie, geen beheer te hê nie, maar oor te gee, en hierdie God by die naam te ken?
Die vraag vanoggend is, gaan jy God kies of gaan jy gemak kies? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan verstom vanoggend dat U met ons elkeen besig is op 'n vreemde plek. Elkeen deur wat ons gaan, wat ons lewe ons het. Dank ons Here, dat U ons nie alleen sal los nie. Dit is wat U vir Rahab gekies het, 'n vreemdeling, om deel van U te wees, deel van U nageslag, U bloedlyn. Beteken dit deur net te kies wat die regte ding is, met geen pretensie nie, geen beheer, kan ons nader aan U wees. Ons wil U dank, Here, waar ons vanoggend sit, dat U sal kom en ons rustigheid sal gee, want ons weet ons is op die plek wat U vir ons gekies het. En U sal ons meer en meer maak in die koninkryk, en ons sal U meer en meer ervaar, omdat U ons God is. Amen.